Ons sluit ons oor vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid, vir die liefde. Dankie vir die wonderlike voorreg om hier saam te wees vandag. Ons maak ons harte oop nou om te hoor dit wat U vir ons sê, om ontvangers te wees van die woord, dat ons hierdie woord kan bewaar in ons. Ek seën hierdie byeenkoms vandag en ons dankie vir die goedheid en die liefde. In Jesus naam. Amen. Right, welkom almal. Ons gaan 'n bietjie in die woordtyd spandeer. My titel vandag is die vloei wat jou denke vorm. Die vloei wat jou denke vorm. En ons begin by Romeine 12, vers 1 en 2, daai bekende deel. En ek het gevoel, die Here sê vir my, dat ekskuus toe, Philip, jy kan 'n bietjie harder sit, hoor. As hy is aan jou. Kan jy hoor? Okay. Die Here sê vir my dat as jy 20% aandag aan sy woord gaan gee, gaan jy 20% resultate kry. As jy 40% aandag aan sy woord gee, gaan jy 40% resultate kry. En as jy 100% resultate wil hê, dan moet jy 100% gaan. Amen, vir die woord. Nou, Romeine 12, 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broers, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons sien dat die hoofsaak met betrekking tot die vernuwing van die denke, gaan daaroor om te onderskei wat die wil van God is. Die hoofsaak met betrekking tot die vernuwing van jou denke, gaan daaroor om te onderskei wat die wil van God is. Dis wat hierdie deel vir ons sê. Hy sê, as jy jou denke vernuwe, kan jy bewys lewer wat die wil van God is. En hy noem 3 dinge hier, so hy gee sommer vir ons die 3 dinge, in dieselfde versie waarna jy jou denke moet vernuwe. Jy moet jou denke vernuwe dat die wil van God is goed. Die wil van God is welgevallig en die wil van God is volmaak. Baie Christene dink die wil van God het te doen met dit wat gebeur in die vloei van hierdie bose wêreld. Hulle dink die wil van God het te doen met wat met hulle gebeur, of met hulle omstandighede. Die Here gebruik nie omstandighede om jou te leer. Die wil van God is nie te vind in jou omstandighede nie. Die wil van God is nie te vind in die wêreld nie. Die wil van God is nie in duisternis nie. Dis in lig. En die woord sê vir ons hierdie hele wêreld lê in duisternis. Die Christene slaan hulle oë op na die wêreld. Wat hulle gebeur in hierdie wêreld en sê, die Here probeer my iets leer. Die Here gebruik duisternis. Die Here gebruik nie duisternis nie. Die Here gebruik lig. Amen. Kolossense 1, Kolossense, hoofstuk 1, eerste gebed in Kolossense. Baie mense gaan hel toe, het julle geweet? Daar is mense wat in die hel gaan eindig. Is dit die wil van God? Mooi, dit is skerp. Daar gebeur dinge wat nie die wil van God is. Die eerste ding wat gebeur wat nie die wil van God is nie, is wat? Die sondeval. Hy het gesê, moet dit nie doen nie. As hy sê, moet dit nie doen nie, wat beteken dit? Sy wil is, dat dit nie gebeur nie. Nou Kolossense 1 vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra. Kyk nou mooi waarvoor gaan hierdie gebed nou. Dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Jy sien, die kennis van sy wil is skaars. Die kennis van sy wil is nie sommer net algemeen nie. Die kennis van sy wil is nie in die wêreld nie. Dis in die gees. En dis in die woord.
Jy het die woord nodig en jy het die gees nodig om die wil van God te onderskei. Hy sê, ek bid vir julle, en ek hou nie op om te bid nie, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Nou, wat sal met jou gebeur? Wat sal die gevolg wees daarvan, as jy gevul is met die kennis van sy wil? Vers 10, sodat, daar is hy, hier kom hy nou, julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Niks van daai goed gaan gebeur, as jy nie gevul is met die kennis van sy wil nie. Jy moet onderskei wat die wil van God is. Sekere dinge is God se wil, ander dinge is nie sy wil nie. En met alle krag bekragtig word, het word net al beter. Volgens die mag van sy heerlikheid, dat alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Niks van daai gebeur, as jy nie gevul is met die kennis van sy wil nie. As jy nie weet jy het 'n erfdeel nie, hoe gaan jy deel hê daaraan? Amen. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Moenie dat die duisternis jou leer nie. Jy gaan niks leer by duisternis nie. Jy is nie geroep om by duisternis te leer nie. Jy is geroep om in lig te leer. Die lig, u woord, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nie ervarings of ander mense se ervarings of jou ervarings wat in die wêreld gebeur, wat nie in die wêreld gebeur, niks daarmee te doen nie. Dis die woord. Die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. In wie ons verlossing het, van wat? Alles wat ons verlossing van nodig het. Amen. Verlossing is uit iets uit. Dis redding. Wedergeboorte is in iets in. Maar redding is uit iets uit. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Geen sonde kan teen jou gehou word. Amen. Nou Galasiërs 1 sê dit ook baie duidelik, vers 3 en 4. Guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Hy noem hierdie wêreld boos. Amen. Wat in die wêreld gebeur is boos, want die wêreld is boos. God is nie boos nie. God is nie die bose een nie. In die wêreld is daar doodslag, daar's egbreek, daar's haat, daar's al daai goeters. Dis boosheid. Dis nie God nie. Dis nie sy vloei nie. Sy vloei is die seun. Die vloei van die Here is die seun van God. Die eerste ding wat hy met ons gedoen het toe ons gemaak het, is wat? Hy het ons geseën. Genesis 1 vers 26 sê God het die mens gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. En God het hulle geseën. Wat beteken seën? Dis 'n bekragtiging om suksesvol te wees. As jy sy kind is, dan is dit sy begeerte om jou suksesvol te sien. Hy het jou geseën, hy het jou bekragtig. En dis dieselfde Jesus, hy het nie verander nie. Wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Halleluja. Jy sien, God se wil is nie algemeen bekend nie. God se wil is nie so algemeen bekend nie. Min Christene ken God se wil. Hulle word nie geleer nie, jy sien. En julle is bevoorreg. Julle moet dit gryp. Julle moet die wil van God is goed. Die wil van God is goed. Amen. Jy kan nie die duisternis lig maak nie. Ons is geroep om lig te wees en duisternis te verdryf. Amen. Is jy wakker? Sê jou denke. Mense, ons is dalk 10% daar. Ons het nog 90% om te gaan. Jy dink jou denke is vernuwend.
maar jy het nog ver om te gaan. Nou goed, wie van julle het al ooit in jou lewe 'n probleem gehad? Nie wat nou nie 'n hand opsteek nie, kan ons nog vermoed vir na die tyd. Daar's niemand van ons hier wat nog nooit 'n probleem gehad het nie. Hoeveel is 'n probleem is groot? Het jy 'n groot probleem of het jy 'n klein probleem? Maar dat hang af wat teen meet jy dit, né? Partykeer as ek die probleem teen myself meet, dan dink ek, ja, dis 'n movie se probleem. Maar dis 'n fout. Ek moet nie daai fout maak nie, want as ek die probleem teen myself meet, dan is my denke nie vernuwe nie. Want ek is nie in myself. Ek is in hom. En hy is in my. So as ek na Goliat kyk, en ek dink aan myself, is hy 'n groot Goliat. Maar as ek na Goliat kyk en ek dink aan my vader, is hy 'n klein Goliat. As julle weet my. So deel daarvan om te kyk hoe vernuwe is my denke, is om na myself te kyk, wat is die respek wat ek vir my probleem gee? Amen. Nou, as ons na Jesus kyk, toe hy op die aarde geleef het, hoeveel respek het hy vir probleme gegee? Die vrou met die bloedvlek kom na hom toe en sy sê vir hom, haar hele storie, en hy sê vir haar, wow, regtig, yes, so iets het ek nog nie gehoor nie. Is dit Jesus? Kan julle een voorbeeld dink wat hy so gereageer het? Ek wil daai weduwee van Nain, die dooie seun kom verby, wat sê Jesus? Wat het regeer nie? Ja. Ek kan nie aan een probleem, as ek net lees bietjie net hierdie Bybel, lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en kyk wat is Jesus se gesindheid teenoor probleme. Nêrens maak hy die probleem groot nie. En ek dink ons het 'n probleem beteken dat ons die probleem te veel respek gee. Die duiwel het vir my gesê, oh, so eerstens, as ek wil kyk hoe vernuwe my denke is, moet ek kyk na myself, beskou ek my probleem as 'n groot probleem, of as 'n klein probleem? Want as ek as 'n groot probleem beskou, kort ek vernuwing van my denke. Hoe groter ek die probleem beskou, hoe moeiliker gaan ek van die probleem ontslae raak. Daarmee? Ja, maar jy besef nie, my probleem is baie uniek. Hoe, het jy 'n unieke probleem? Is dit so? Ek weet Reinhard Bonke, in een van sy getuienis het hy gesê, hy het vir jare lank in Lesotho gewerk. Hy het 'n klein bedieningie gehad in Lesotho. En hy sê die rede hoekom hy so veel jare in Lesotho was, is hy het 'n leuen geglo. Die duiwel het vir hom 'n leuen vertel, maar hy het geglo. Die leuen wat die duiwel vir hom vertel het was, Lesotho is a difficult place. En toe hy daai leuen oorkom, toe het hy in Afrika opgegaan, en miljoene. Een van sy crusades het daar 1 miljoen mense op een dag deur aangeneem. 1 miljoen mense, wedergebore in een diens. Want hy het nie meer geglo, there is such thing as a difficult place nie, vir die Here nie. Hy land een keer in Indië, met die vliegtuig en die pastoor kom kry hom daar vir die crusade, en hy sê van Pastor Bonke, do you feel the evil in the air? Hy sê van, no, I just feel the Holy Spirit. I just feel the Holy Spirit. Jy sê, dit is vernuwe denke. Dis vernuwe denke. Nou Markus 2, Markus hoofstuk 2 vanaf vers 1. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was. Van wie word hier gepraat? Van Jesus, né? Dis nie 'n strikvraag nie. Watter huis? Die huis. Ja. As ons van Jan praat en ons sê, ons het gehoor Jan is in die huis. Wat se huis is dit? Dis Jan se huis, ja. Okay.
So hierdie was Jesus se huis. Amen. So Jesus was in sy huis. Kom ons lees dit weer, julle moet wakker wees. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was. Jy sien, jy kan nie skryf elke versie, as jy net die Heilige Gees toelaat weer te leer. Jesus het 'n huis gehad in Kapernaum. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om hulle die woord te verkondig. Het jy al ooit aan Jesus gedink, as iemand wat die woord verkondig? Meeste mense vang dit nie. Hulle dink hy het rondgegaan, en hulle sien net die wonderwerke, maar hy het nie al sy tyd aan wonderwerke is, maar hy het die woord verkondig. Net soos wat die woord vandag hier verkondig was. Party mense het dit gehoor, en elke mens het ontvang volgens hoe hy dit gehoor het. Jy gaan sien as ons gaan verder lees, al die mense het saam die woord gehoor, maar party het ontvang en party het nie ontvang. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word. En toe hulle van weer die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hy dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde man op lê laat afsak. Nou dis hoekom die ou in wie se huis dit was nie kwaad was. Want as jy hulle jou dak gaan opbreek, dan gee jy manne skadevergoeding. Maar dit was Jesus se huis, jy sien. En toe Jesus hulle geloof sien, het jy geweet, jy dra op jou gesig, of geloof of jou probleem. Jy kan by party mense kom en sê, wat is vandag weer verkeerd? Amen? Hoe kan jy dit vir hulle sê, het jy 'n siener? Nee, hulle dra dit op hulle gesig. Wat moet jy dra? Wil jy graag jou probleem ronddra? Dat jy denk aan die vernuwing, nie? Jy moet die geloof ronddra, jy moet vreugde ronddra. 'n Mens moet jou geloof kan sien. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? En Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulle self so redeneer. En hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker om vir die verlamde te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens mag het op die aarde, sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelik staan hy op, en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat hulle almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien. So wat is die eerste punt wat ons daar gaan uitkry? Wat het Jesus gesê? Wat is moeiliker? Wat is die moeilikste ding wat ek kan doen, om julle te oortuig? Die moeilikste ding. Is dit wat hy gesê het? Nee. Wat het Jesus gesê? Wat is makliker? Die totale vernuwing van jou denke nodig. Wie van julle, as jy by 'n verlamde man kom, dink dis maklik? Dat is ook wat nie vir jou maklik is. Want jy dink nie so nie. Jy sien, jy dink verkeerd. Jy verskil van Jesus. Jy sien, dis 'n probleem as jy en Jesus verskil van mekaar. Want hy is nie verkeerd nie. Ek wil nie op babbel bars nie. Maar baie mense op Jesus probeer oortuig dat hulle reg is en hy verkeerd is. Jy gaan nie wen nie. Jy moet jou denke vernuwe om so sy denke te wees. Hy gee vir ons die voorbeeld. Hy het hierdie dinge gedoen, nie om te bewys wie hy is nie. Glad nie. Hy het hierdie dinge gedoen as 'n voorbeeld vir jou om dit ook te kan doen. Want jy is na sy beeld geskape, jy is 'n wedergebore nuwe skepsel. So die eerste beginsel om ons denke na te vernuwe, is ons moet elke probleem beskou soos wat Jesus dit beskou. As ek nie dink soos Jesus dink nie, dan ek nog nie my denke vernuwe. Ek het myself nog nie gedissiplineer om te dink soos hy dink nie. So in enige sport wat jy ook al doen, as jy 'n mentor het in daai sport, dan is jy doel om so goed soos jou mentor ten minste te raak, is dit nie? Maar dan moet jy agterkom, hoe dink jou mentor oor die spel, né? En jy moet soos jou mentor begin dink. Jy het nie uit rassie vir jou coach, maar jy weier om te dink soos hy dink. Jy wil op jou eie manier aankan. Wat gaan met jou gebeur?
Jy gaan nie eens 'n reservebank maak nie. Rassie soek ouens wat soos hy dink. Is julle met my? Jy moet begin dink soos die coach, as jy in sy span wil wees. En die coach sê vir ons, dis maklik. Wat gaan ons sê? Amen. Ek gee nie wat my natuurlike verstand dink nie. Ek gee nie wat die omstandighede sê nie. As Jesus sê dis maklik, dan sê ek dis maklik. Amen. Ek moet my denke herprogrammeer. Ek moet afkyk op die probleem in plaas van opkyk na die probleem. 'n Groot deel van my probleem is my posisie. Kyk ek op na die probleem, dan is die probleem groot. Kyk ek af op die probleem, dan is die probleem klein. Jesus sê, wat is makliker om vir die verlamde te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop. So dieselfde vloei, vergifnis en genesing is dieselfde vloei. Ons leer 'n ding by Jesus. Jesus leer ons iets nou. Hy leer ons dat vergifnis en genesing is dieselfde vloei. Okay? Wie van julle het al ooit vergifnis ontvang? Ag, dankie tog. Ons kan almal so bly wees, né? Wie van julle is bly dat ons vergifnis kan ontvang? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons 'n sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van al die ongeregtigheid. Dankie tog. Maar jy moet vergifnis ontvang. Partykeer voel jy sleg. Party mense, hulle wil eers 'n week lank sleg voel. Hulle wil hulle self bietjie straf. Hulle moet hulle self bietjie straf oor hulle alweer dieselfde fout gemaak. Jy moet eers 'n bietjie goed sleg voel. Sê die Here so? Nee. Dis deur geloof. Nie deur hoe ek voel nie. Ek kan nie myself laat beheer deur hoe ek voel nie. Ek moet myself beheer deur geloof ek kan nie uit die sielsdimensie leef nie, ek moet leef uit die geesdimensie. Okay? So ek voel dalk nog sleg en skuldig, maar ek weier om daaroor te mediteer. Ek ontvang my vergifnis en ek staan op en ek gaan aan. Amen? Deur geloof. Nou, as ek vergifnis deur geloof so kan ontvang, kan ek ook so ontvang? Genesing. Genesing kom by dieselfde vloei. En dis maklik. Jesus sê dis maklik. Wat gaan ons sê? Dis maklik. Amen. Onthou jy wat Jesus gesê het as hy terugkom? En wie van julle weet Jesus is op 'n sterk op pad. Ek dink hy's klaar uit die hemel uit, hy's 'n halfpad om terug te kom. Amen. Hy is een van die daai. Wat het hy gesê oor as hy terugkom? Hy sê, sal ek nog geloof vind? Nou kom ons maak seker dat by ons hy geloof gaan vind. Nou Hebreërs 11. Ons gaan na Hebreërs hoofstuk 11 toe. Ons dink soos manne en vroue van geloof, né? Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek bedoel wat jy nie met jou fisiese oë sien nie. Jy sien dit wel met jou geestelike, want dis wat hoop is. Ons het dit geleer in Romeine 4. Waar staan Abraham met teen hoop, op hoop, geglo, volgens wat gesê was. En wat was gesê? Soos die sterre aan die hemel en die sand in die seestrand. So Abraham het weggekyk van die fisiese realiteit van sy liggaam en na 'n ander prentjie begin kyk. Sterre aan die hemel. Hy is met sy kop in die wolke. Sand op die seestrand. Dis van Abraham gekyk het. So Abraham was vrolik. Sy op sy kameel gery het hy gevleit. Hoekom? Want hy sien sandkorrels. Hy sien hy sandkorrels en dit maak hom bly. Want hy het geloof. Geloof vloei saam met vreugde en saam met vrede. As God vir jou sê soos die sand in die seestrand is soos die sterre in die hemel, jy hou aan worry, dan is jy nie geloof nie. Amen. Abraham het nie geworry nie. Hy het ophou worry. Waar is nou vers 2, Hebreërs 11:2, want daar het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Geloof is 'n geeskrag. Dit kom uit God uit. Dit is om soos God te wees, dat sy beeld. Dit is die ding wat God uniek maak.
in 'n sin, en wat jou ook uniek maak, 'n geloofsman, 'n geloofsvrou. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dit het ontstaan uit dinge, daar staan nie dat dit niks ontstaan nie. Okay, party mense sê God het die wêreld uit niks geskep. Dit is nie waar nie. Hy het die wêreld geskep uit onsienlik, uit iets wat onsienlik is, naamlik geloof, uit geestelike magte. Uit geestelike magte gebruik. Dit kan nie gesien word nie, maar dit is reëel. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waar hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Daar is ons wegrapingsversie, né? Net daar. Mense sê die woord wegraping kom in die Bybel voor nie, daar is hy. As jy het wil wegraping noem of wegneming, is up to you. Maar dit is weg. En hoe het jy nog dit reg gekry? Deur geloof. Daar staan voor sy wegneming. Dis amper soos 'n aanneming. Voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik. So Henog het geloof gehad. En wie was Henog se seun? Kom, spoeg uit. Methusalem. Wie is Methusalem? Ja. En wat beteken die woord Methusalem? Wat beteken sy naam? Wanneer hy sterf, dan kom dit. En wat 'n dag is hy dood? Die dag toe hy dood is die vloed gekom van Noag. Die dag toe hy sy oë toemaak, toe begin het reën. Dis dit Noag se vloed. Dit wys hoe groot is die Here se genade, want hy die oudste geword. En die Here vrug sê, as hierdie man die dag dood gaan, kom dit. Amen. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, Hebreërs 12, skiep net oor 1 bladsy. Hebreërs 12, 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die kruis was nie die vreugde nie. Amen. Die kruis was die prys. Wat was die vreugde? Om my en jou vry te kry. Amen. So het Jesus het reg gekry om deur die kruis te gaan. Hy het nie op die kruis gefokus nie. Hy het gefokus aan die kant die kruis. Hy het jou gesiggie en my gesiggie gesien en gesê, vir julle doen ek dit. Ek gaan julle eendag. Julle is my boeties en my sissies. Dus hoe jy deur enige probleem gaan. As Jesus op die kruis gefokus het die kruis hom gewen. As jy op jou probleem gaan fokus, gaan die probleem jou wen. Hoe meer jy dink oor geld, hoe moeiliker kry jy geld. Amen. En spesifiek, dink oor geld is in baie gevalle worry oor geld, né? Die definisie van worry is, jy dink daaroor. Nee, maar ek worry nie, ek dink net so 'n bietjie daaroor. Dis wat ek sê. Die definisie van worry is jy dink daaroor. Jy dink so oor die probleem en die probleem kom in jou in. En wat se emosies skep daai probleem by jou? Bekommernis, sorge, 'n holkol op jou maag. Jy is op die verkeerde vloei nou, heeltemal. Jy is nou op die vyand se vloei. I like it. Wat is die Here se vloei? Die koninkryk van God is nie in spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dis die vloei. So my eerste meditasie moet wees, ek staan volmaak vir hom, ek is sy kind, en dit bring vreugde aan my hemelse Vader, om oorvloed op my uit te stort. Dit staan daar, Psalm 35. Psalm 35 vers 27, kyk daar. Sê dit bring vir die Here vreugde, my voorspoed. Ek is sy kind.
So wat het ons nodig om in oorwinning te lewe? Om in oorwinning te lewe, het ek 'n anker vir my siel nodig. Jy sien, jy is 'n gees, jy bly in 'n lyf, in 'n liggaam, en jy het 'n siel. Jou siel is die deel van jou wat wil ronddryf. Dis jou emosies. En jy wil jou emosies anker. Jy het 'n anker nodig. Kyk na Hebreërs hoofstuk 6. As ek my emosies kan anker, dan ontvang ek. As ek nie soos die ou van Jakobus 1, soos 'n golf in die see, vandag op, môre af nie, né? Ons begin by vers 14, Hebreërs 6 vers 14. Eintlik vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Nou daai versie is verskriklik belangrik. Dit is 'n sentrale tema in die Bybel. Want wie van julle weet die seun van Abraham verskyn in die Nuwe Testament? Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, want daar staan geskrywe, vervloek is elke wat in 'n hout hang, dat die seun van Abraham na ons toe kan kom. So ek is, my missie in die lewe, is om die seun te manifesteer. Dis oor dit gaan. Die seun van die Here. En ek kan dit nie doen sonder die Here nie, maar ek gaan dit ook nie doen sonder die Here nie. Ek gaan dit saam met hom doen. Ek kan dit nie en ek gaan ook nie. Die seun van die Here. As daar die woord, gaan lees een bietjie weer, daar in Lukas 5, die saligsprekende. Hulle daar op die bergrede, die saligsprekende. Salig is die armes. Wat beteken die woord salig? Geseënd. As jy 'n arme vat en jy seën hom, wat maak jy met hom? Jy maak hom ryk. Die woord seën beteken jy bekragtig hom om suksesvol te wees. Dit is interessant as jy dit lees, dan sê hy, geseënd is die armes. En dan verder, alles wat hy gesê, arm, honger, ween, jy weet, dan draai dit om. Dan sê hy skielik, die ryk is, maar dis die wat ryk is sonder die seën. Jy help nie, jy is ryk, jy maak jouself ryk sonder die seën van die Here. Dit gaan oor die seën. Dit gaan om in die seën van die Here te wees. En hierso kom dit vreeslik sentraal uit in hierdie vers. Die Bybel praat met homself. As jy die Bybel verstaan, dan moet jy jou interpreteer in lig van homself, nie in lig van jou gedagtes nie. En Jesus sê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Dit is 'n belofte aan my, want ek is 'n wedergebore kind van die Here, wat beteken, ek is die saad van Abraham. Daarom, as iemand in Christus is hy die saad van Abraham. Dit staan in Galasiërs 3 vers 29, né? Okay, so ek is die saad van Abraham, jy is die saad van Abraham, en ons het 'n belofte. Voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Maar dit is nie so 'n maklike belofte nie, want jy kyk om jou rond en sê, ek sien dit nie. Dis moeilik. Ons dink, dis nou moeilik. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van hulle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, watter belofte? Waarlik, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Daai belofte. Dis die konteks. Die erfgename van hierdie belofte, die onveranderlikheid van sy raad betoon dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Hier is die eerste ding wat jy nodig het, is kragtige bemoediging. Te besef, die Here is vir jou, hy is nie teen jou nie. Hy het jou lief. Die probleme wat jy in die gesig stel, kom nie van hom af nie. Dit kom van die wêreld af, van die bose af, en ons gaan dit oorwin. Geen van die probleem se naam is nie.
Ek gaan nou vir julle wys. Ek gaan nou julle iets interessant wys. Kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het van die boosheid in die wêreld, né? Om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel. Dis wat ons nodig het. Die hoop. Hoop is die prentjie wat jy sien. As jy die woord toelaat om jou prentjies te maak in jou lewe. As jy die woord toelaat om die ou prentjies uit jou uit te kry en nuwe prentjies in jou in te kry, dan jy 'n anker vir jou siel. Jy moet ontslaa raak van die ou prentjies. Al jou mislukking prentjies, al jou prentjies van tekort en te skeef en te krom, né? Kry daai prentjies uit jou kop uit. Want wat is die probleem? Ons moet ontvangers word. Ons hoef nie die werk te doen nie, maar ons moet die werk ontvang. En ons gaan nie ontvang as ons nog struggle met die ou prentjie nie. Amen. Ons het hierdie hoop as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Nou kyk 'n bietjie na 3 Johannes, derde sentbrief van Johannes. 3 Johannes vers 1 tot 4. Die ouderling. Dis nou Johannes. Hy is die ouderling op steroids, né? Hy is die ouderling se ouderling. Die apostel Johannes. Aan die geliefde Gaius wat ek in waarheid liefhet. Geliefde, ek wens, en die oorspronklike sê dat ek hoop, ek het 'n kragtige verwagting, dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond mag wees, soos dit met jou siel goed gaan. Kan jy sien die verband tussen jou finansies, en jou liggaam, en jou siel? Nou, kyk gou na Lukas 5. Ons gaan terug gaan soen toe, maar ek wil gou hierdie vir ons uitbring. Lukas 5, sien ons die vrou wat aan die bloedvloeiing gelei het. Onthou julle? En sy het by haarself gesê, as ek maar net kan raak aan die kleed van Jesus, aan die soem van sy kleed, dan sal ek gesond wees. Lukas 5 ja, ek dink is Markus. Ja. Dit is by Lukas 15, ek het nou my verkeerde verwysing nie, so maar dis die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Die kan dit gou vir ons kry. Markus 5. Ja, ek het ook so gedink, is dit ek hier. Hier is hy. Goed, jy is reg, Markus 5. Ons ken daai storie, maar ek wil julle iets spesifiek sien. Ek gaan in die Amplified vertaling lees. Okay, kom ons begin by vers 25. And there was a woman who had a flow of blood for 12 years, and who had endured much suffering under the hands of many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but instead grew worse. She had heard the reports concerning Jesus, and she came up behind him in the throng, and touched his garment. For she kept saying, so dis eers nou wat jy oplet daar, she kept saying, dit aanhou sê, dit wat jy aanhou sê is belangrik, want jy is 'n wese wat in God se beeld gemaak is, wat jy aanhou sê, registreer op jou gees. She kept saying, if only I touch his garments, I shall be restored to health. Hoeveel keer het sy het gesê? Plenty. Nie net 1 keer nie. She kept saying it. And immediately a flow of blood was dried up at the source, and suddenly she felt in her body that she was healed of a distressing ailment. Verse 30. And Jesus, recognizing in himself that power proceeding from him had gone forth, turned around immediately in the crowd and said, who touched my clothes? So hier's 'n amazing ding. Jesus het nie eens geweet wie dit was nie. Hy het nie eens geweet wie dit was nie.
Sien, ons het altyd hierdie idee van, die Here kyk na jou, dan kyk, ag, is sy nou waardig? Okay, ek sal hom maar genees, né? Hierdie vrou het haar genesing gevat, voordat Jesus haar naam geken het. Sy het besef, hy's 'n vloei, en ek gaan tap op daai vloei, ek gaan die vloei vat. And the disciples kept saying to him, you see the crowd pressing hard around you from all sides, and you ask, who touch me? Die almal raak aan hom. Klomp mense raak aan hom, hulle raak nie in geloof nie, sien. Dis ook om geloof so belangrik is. Still he kept looking around to see who had done it. But the woman, knowing what had been done for her, though alarmed and frightened and trembling, fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has restored you to health. Sien julle? Nou kyk nou maar, hier kom die volgende woorde. Go into peace and be continually healed and freed from your distressing bodily disease. Gaan in vrede in, en jy sal voortdurend genees wees. My vrede laat ek vir julle na. Nie soos die wêreld gee ek vir julle nie. Laat nie jou hart ontstel word nie. Dis die geestelike oorlog. Geestelike oorlog is nie noodwendig om daar op die berg te gaan stap nie. Geestelike oorlog is wat in jou ore gebeur, elke dag. Geestelike oorlog is jy in vrede? Weier jy bekommernis? Dit is soos, jy moet bekommernis beveg soos 'n slang. Ons het een keer 'n slang gehad, net so 'n ou tuinslangetjie, maar 'n onskuldige ou wesetjie in ons gang. En ek is agter hom aan en hy is daar in die linnekas in. Het ek 'n baseballbat by my, en my vrou skreef my daar van agter in die gang af. En ek kry die slang, ek sê vir haar, wat ek kry hom nou nie. Kom ons gaan slaap, maar sy sê, papa. Die word nie geslaap in die huis vanaand. Dis sy ons daai slang kry nie. Jy sien, dis 'n openbaring wat ek gehad het. En ek het die slang gekry, en is oorlede, die slang, jy verstaan. Maar jy kan dieselfde, jy kan nie sê, maar ek het 'n bietjie ongeloof en 'n bietjie bekommernis, maar ek gaan maar slaap, en dan môre sal ek aan werk nie. Jy sien, dan jy gaan nie slaap nie. Tot daai goed uit jou uit is nie. Dis is 'n slang. Amen. Jy kry die bekommernis uit, jy kry die vrees uit, jy kry die woord in. Jy is 'n woordmens, jy is gemaak om die woord is wat jou laat werk. Die oomblik toe jy wedergebore is, het jy 'n masjien gekry aan die binnekant, wat die woord opbrand. Die woord, daai gees van jou maat, as hy die woord omtref, dan word daar krag beskikbaar gestel. Geweldige krag. En Jakobus praat hy van, sê Jakobus, die gebed van 'n gelowige maak geweldige krag. Die Amplified Bible sê, dit maak tremendous power available, dynamic in its working. Tremendous power. Nou, sê nou maar jy bid vir 'n saak, of jy bid vir iemand. Wat gebeur? As jy in die geloof bid, dan word daar geweldige krag beskikbaar gestel. Maar, sê nou maar dit behels iemand anders se wil. Selfs al word daar geweldige krag beskikbaar gestel, daai persoon moet dit tog steeds vat of nie. Die Here gaan nie sy wil oorskry nie. God is 'n gentleman. Hy sleep niemand in die hemel in nie. Hy nooi ons uit. Amen. So al wat jy kan doen as jy vir 'n ander persoon bid, is geweldige krag beskikbaar maak. Solank as wat jy vir hulle bid, word 'n geweldige krag beskikbaar gestel. Maar dit hang af van hulle. Julle verstaan. Nou goed, terug na 3 Johannes toe. Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het, geliefde, ek bid of wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor my kinders in die waarheid wandel.
Wat is die ander brief, ander deel wat hierdie selfde ou geskryf het? Hierdie is Klein Johannes, né? Klein Johannes 3. Hy het ook Groot Johannes geskryf, né? En wat sê hy, wat is die woord, teken die woord waarheid? Kyk 'n bietjie daar in Johannes, Groot Johannes 8 en 17. Johannes 8 vers 34, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En dan in Johannes 17 vers 17 sê hy, die woord is die waarheid. So as hy sê, Gaius, dit maak my baie bly dat jy die waarheid wandel. Dat bedoel hy. Gaius is in die woord te maat. Maar daar is nie ander waarheid buite die woord nie. Hy het gehoor Gaius, hy staan op die woord. Hy leef in die woord. Hy's 'n woordman. Hy het die woord voor sy oë, hy het die woord in sy mond, hy het die woord in sy ore, die woord kom in sy hart in, en hy spreek die woord. Hy leef nie volgens die wêreld nie. Hy probeer nie die wil van God vasstel volgens die strominge wat in die wêreld gebeur nie. Die wêreld gaan op en die wêreld gaan af. Dinge gebeur in die wêreld. Dit is 'n bose plek. Die wil van God is die woord van God. En dit maak vir Johannes sê, niks maak my so bly as ek hoor een van my ouens leef in die woord nie. Hy is in die woord. Hy laat hom nie deur die strominge van die wêreld die kant toe vat en daai kant toe vat. Die woord is die waarheid. 1 Johannes 5 vers 19. 1 Johannes 5 vers 19. Ek wil dit lees, julle kan maar daar volg, maar ek gaan dit in 2 Engelse vertalings lees. Eers in die Weymouth en dan in die West vertaling. Luister maar na 1 Johannes 5 vers 19. We know that we are children of God and that the whole world lies in the power of the evil one. West vertaling sê, we know with an absolute knowledge that out of God we are. Luister mooi. We know with an absolute knowledge that out of God we are. And the whole world is lying in the pernicious one. Kan julle sien? Jy kan nie op die strominge in die wêreld staat maak om God se wil te bepaal nie. God se wil is lig. Dis nie duisternis nie. Dit kom uit sy woord en deur sy gees. Nie uit die wêreld en jou ervaring in die wêreld nie. So wat moet ek, as ek my denke wil vernuwe, wat moet ek my denke na vernuwe? Ek moet dit vernuwe na die seën van die Here. En daar's 2 versies wat ons reeds gelees het. Die een is Hebreërs 6 vers 14 wat sê that in blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Wat sê in Afrikaans? Grootliks, ja. Ekskuus, ek is so Engels. Dat ek jou grootliks sal seën en ryklik sal vermeerder. Dat in blessing I will bless you and in multiply. Dit is 'n belofte, my. Ek moet my denke vernuwe na dit. Voortdurend. Ek kan nie gaan na wat my oë sien nie. Ek kan nie gaan na wat op die bankstate staan nie. Of wat die een sê nie, of wat die ekonomie sê nie. Dis die belofte van die Here. Dis sy woord. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die seën is sy wil van die begin af. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag tot na ewigheid. As die eerste ding wat hy met die mens gedoen het, toe hy hom gemaak het, was om te seën. Wanneer het hy verander? Hy het nie verander nie. Hy het nooit verander nie. As Genesis 1 vers 26 sê, God het die mens gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. En God het hom geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers. Daai selfde Jesus leef vandag nog. Hy sê nog steeds dieselfde woorde. Kom ons kyk na Hebreërs 13. Vers 8 en 9 wil ek ook lees. Hebreërs 13 vers 8 en dan wil ek vers 9 bysit. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word in allerhande en vreemde leringe nie. Want dit is goed dat die hart versterk word deur genade. Wat is die ander woord vir genade? Guns.
So jy moet sterk wees in guns. So wat is die lering wat jy moet besof voor? Leringe wat nie op guns gebaseer is nie, maar op werke. Want dis goed dat die hart versterk word deur guns en nie deur voedsel nie. Dan praat hy van voedsel in die sin van die seremoniële eetes. As jy die hele res van die hoofstuk lees, dan gaan dit oor die seremoniële eet van dinge, né? Want hy sê die volgende vers, ons is 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Nou, sterk in guns, dit is, en as ek dink aan guns, dan dink ek aan sy liefde vir my. Dis 1 Johannes 4, né? Sy liefde vir my. Ek moet sterk wees daarin, ek moet dit bevestig in my gees, dat niemand my liewer het, as wat Jesus my het. Hy het jou geweldig lief, en hy wil absoluut die beste vir jou hê. Hy wil jou seën, in jou liggaam, in jou siel, in jou gees, in jou huwelik, in jou finansies, in elke area. Hy wil van jou 'n krag maak in hierdie aarde, vir goed, sodat die mense om jou na jou kan kyk en jy sal 'n lig wees in die duisternis. Amen. Dit is sy wil. Ons weet dat Romeine 14:17 sluit baie mooi aan by die versie. Hy sê, die koninkryk van God bestaan nie uit spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Jy oorkom sonde deur 'n geregtigheidsbewustheid die vloei te maak van jou denke. As jy 'n geregtigheidsbewustheid die vloei van jou denke maak, dan verloor sonde sy houvas op jou. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 vers 34 in die King James sê so mooi, sê awake to righteousness and sin not. Die oomblik as jy wakker word, ek is die geregtigheid van God, dan wil jy nie meer sonde doen nie. Lukas 11, ons kan nie klaarmaak vir hierdie nie klaar sê, ons gaan nou maar net vasbyt vandag, julle. Hier is iets wat ek julle wil wys, dat ek jou al huis toe stuur mee. Onthou in Markus, as ons kyk na Markus 11, né? Ons is dan by Lukas 11. Maar Markus 11 ken ons baie oor gepraat, waar hy sê, oor die berg, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry wat hy sê. Daarom as jy in die gebed na God gaan, glo dat jy ontvang en jy sal kry. Glo dat jy dit ontvang en dit sal manifesteer. Hy sê nie, jy moet glo dat dit manifesteer nie. Christene hoor daai sê, nee, ek glo, ek moet glo dat dit manifesteer. Soos byvoorbeeld, hulle vertrou die Here en skryf hulle en daarvan checks, skryf hulle klomp checks uit en pos dit vir almal, en dan bounce al die checks, maar die Here het my gedrop, ek het geglo. Hulle het geglo het manifesteer, maar hulle moes glo hulle ontvang dit. Jy sien, as 'n verskil tussen die glo jy ontvang dit en die glo van manifesteer. Jy moet eers glo jy ontvang dit, dan kan dit manifesteer. Kyk na die volgorde. Ek wil hiermee afsluit, Lukas 11 vers 20. Hierso is interessant, die fariseërs het nog nooit verander nie. Alle jare bly dit dieselfde. So jy sal sien, as baie fariseërs in ons dag nog. En hulle sal na iemand kyk wat 'n kragtige bediening het, dan sal hulle sê, daai ou, dryf duiwels uit deur die duiwel. Amen. Hulle skryf sommer boeke oor die ou, hoe hy deur die duiwels uitdryf. Nou Jesus het hulle gesê, dit kan nie so werk nie. Hy sê, 'n koninkryk wat teen homself verdeel is, sal nie kan bestaande bly nie. En as ek duiwels uitdryf deur die duiwel, dan sê koninkryk verdeel. Dan sê hy, maak die boom goed en sy vrugte goed, of maak die boom sleg en sy vrugte sleg. Jy kan nie jou brood aan twee kante gebotter hê nie. As daai goeie werk is, daai ou mense vrymaak en mense word genees en hulle kom vry en hulle word wedergebore, dan is dit 'n goeie bediening. Dis maklik, né? Nou, Markus 11 vers 20. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom.
Nou, ek sien nou Jan sit daar by die kamp, en dan gaan sit 'n vlieg op sy mou. Jan, hoe gaan jy die vlieg van jou mou afkry? Jy vang hom so, Jan, ek jou wys, vang hom so, hoor. Wat doen jy dan? Jy vat jou vinger, né? Het jy jou hele lyf nodig om die vlieg af te kry? Jy gaan nie opspring, neerslaan, om die vlieg af van jou te kry, né? Dis hoe Jesus dink oor duiwels. Dis maklik. Jy sien, ons dink, duiwel uitdryf. Nee. Wat sê Jesus van duiwels uitdryf? Ek druk my vingers. Toe ons gaan terug waar ons begin het. Jesus sê, dis maklik. Jy moet in jou gedagtes dit inkry. Jy moet jou gedagtes vernuwe. Dit is maklik. Om 'n duiwel uit te dryf is maklik. Jy dryf met jou vinger. Jy het nie eens jou hele hand nodig. Jy het jou vinger nodig. Amen. Kom ons vernuwe ons denke. Kom ons begin om nie meer toe te laat nie. Kom ons gaan voluit in die dinge wat die Here vir ons leer. Dit is so uniek, so amazing wat die Here vir ons leer. En so skaars hierdie goeders, jy weet. Maar dit help nie ons hoor dit en ons gaan so 10% nie. Kom ons vernuwe ons denke. Kom ons gaan voluit daarvoor. Kom ons doen. Ons wees doeners van hierdie woord. Ons vernuwe ons denke. Ons leef in vrede. Niks op die aarde wat jou uit vrede uit kan kry nie. Dis die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u kosbare woord. Dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die bloed van Jesus. Wat ons vrygekoop het, wat ons nuwe skepsels gemaak het. Dankie dat ons in Christus kan wees. Nuut, wedergebore, nuwe skepsel. Vrygekoop deur die bloed van die lam. Dankie daarvoor. Dankie vir die krag van God. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode, wat na ons kan toe vloei wat glo. Dankie dat die naam bo alle name aan ons gegee is. Gesag bo alle gesag aan ons toevertrou word. En ons weier om verder rondgestoot te word deur hierdie minderwaardige magte in hierdie wêreld. Ons weier dat die minderwaardige magte van die vyand enigstens 'n vatplek op ons denke sal kry. Maar ons denke is ons heilige plek. Ons denke behoort aan U. Ons denke behoort aan U woord. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons neem ons offergawe op.